Lukas 1 vers 46 tot 56. As 'n mens mooi gaan kyk na die gedeelte, dan is dit 'n doeteenvoudige loflied. Maar as mens verder gaan kyk, dan besef jy dat dit 'n baie kragtige teks is. 'n Teks wat oor die jare partykeer gebruik is in 'n totaal ander vorm as wat sy bedoeling was. Maria se bedoeling was een van lof, eer. Die seun van God word gevorm binne in my. Ek is deur God, is ek geïnspireer en deur God is ek ook so bevrug dat ek die kind kan in die wêreld bring. Aan God die eer. Deur die jare het dit op sosio-ekonomiese en politieke vlak het dit 'n invloed gehad, hierdie teks, hierdie boodskap wat ons nou gaan lees. Die boodskap was subversief. Subversief skryf hulle sê, die woord subversief beteken omverwerping van iets, of op 'n oorgangsperiode, of 'n magstryd wat die politieke landskap wil beïnvloed. As gevolg van hierdie konnotasie is hierdie lied deur die eeue deur sekere situasies verban, juis vanweë die boodskap. Kom ons lees eers die gedeelte. Lukas hoofstuk 1 vers 47. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Bedroeftiges het hy of behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Die interessante van die verhaal is dat as sy op die stoep staan van Elisabeth, kan ek nie op die naam kom, Elisabeth se stoep, dan is Sagaria, profeet Sagaria ook daar. Hy stom geslaan. As sy hierdie dinge bekend maak, wil die mense amper sê, Sagaria, jy is die profeet, waar is jy? Maar Sagaria kan nie praat nie. En daarom is die interessante van hierdie gedeelte is, dis die langste passasie in die Bybel waar 'n vrou alleen aan die woord is. Interessant nogal, as iemand vir jou iewers vra, die langste passasie wat 'n vrou aan die woord is, dis die lied van Maria. Dis 'n profetiese lied. Dis 'n lied wat vertel van haar opgewondenheid. Dis 'n lied waarna sy uitsien om 3 maande te kuier. Die sing van hierdie lied maak egter nie juis 'n verskil aan arme Sagaria se situasie nie. En daarom wil ek vandag vir u vra, ontvang hierdie lied. Dis 'n pragtige lied. Gaan lees hom weer oor en oor en oor. Want dit is 'n loflied. Maar ons elkeen kry 'n boodskap. Die teks vertel vir ons dat die boodskap ook vir jou en vir my geld. En daarom wil ek graag 3 goed net vir u noem vandag. Dis my preek. Net so tussen hakies, in Indië was daar 'n opstand van vroue gewees, jare terug. En die gedeelte of die lied wat hulle gesing het in hulle struggle, soos ons dit ken hier in Suid-Afrika, was hierdie lied. In Indië was daar ook, of in Argentinië was daar ook so 'n stryd gewees, al gepraat van die dirty war. En dit was vrouens en mense wat in opstand gekom het, wat hierdie lied van Maria gebruik het as 'n proteslied, en 'n lied is verban op die ou einde. Net om te wys hoe sterk die lied was, het die ewe T.W. Thomas gesê, this song is too dangerous a thing for public consumption. Op 'n manier het hierdie lied net 'n ongelooflike kragtige uitwerking gehad op baie mense, alles behalwe geestelik.
Maar hier's 3 goed wat die verhaal vir ons vertel, waarna mense kan gaan kyk en waaroor jy opgewonde kan raak, en dis die belangrikste wat ek vir u moet deel vanmôre. Die eerste fase, of die eerste punt wat gemaak word, is in vers 46, waar Maria sê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my verlosser. U onthou mos nog dat Maria 'n tiener was. Sy was so groot as jy, toe sy gehoor het dat sy 'n babietjie gaan kry. 'n Engel verskyn aan haar. 'n Engel praat met haar. 'n Engel sê, jy gaan 'n mamma word van Jesus Christus, Immanuel. As dit ek was, het ek my dood geskrik. As dit ek was, het ek gehardloop. Maar sy kom en sy sê, dis reg, Here. Laat met my gebeur soos wat u goed dink. Sy kies om God te loof en te prys. In plaas van om te hardloop, in plaas van om te sê, nee, Here, vra tog hierso ons buurvrou het 'n oulike dogter, vra die buurvrou se dogter oor kan die straat, sê sy, dis reg. Ek wonder maar net hoe ek en jy sou gereageer het. As hier voor ons 'n engel gestaan het en vir ons so opgeroep het. Maria se situasie was eintlik baie benard. Sy het genoeg rede gehad om te vrees. Genoeg rede gehad om boetedoening te doen en weg te hardloop. Maar sy sing 'n loflied. Sy kies om God te loof en sy bars uit in lof en vreugde. Iemand het eendag oor hierdie gedeelte gevra en die volgende geskryf: dink vir 'n oomblik aan tye die afgelope jaar waar jy ten spyte van die lewe wat met jou gebeur het, kon jubel en juig in 'n loflied. Was daar al sulke tye in jou lewe waar jy moes kies, lof aan die Here, dank aan die Here, of kan ek maar weghardloop? Die tweede gedeelte, die tweede punt wat ek wil maak, is as in vers 48 staan daar, omdat hy my na my geringheid omgesien het. Omdat hy na my geringheid omgesien het. Vriende, hoe kyk jy na God? Hoe dink jy, voel God oor jou vanmôre wat jy in die kerk sit? Maria sê, in my geringheid, in my kleinheid, in my afhanklikheid, kyk u na my nog steeds. Ons dink ons baie keer, as ons oor God praat, dan dink ons maar net daaraan, hoe God vir ons wil uitvang en sê, ja tja, ek weet wat jy gister gedoen het, moenie nou hier kom sit in die kerk nie, weet wat jy gedink het, ons dink God oordeel die hele tyd, maar God het 'n hart, wat selfs na ons geringheid kyk, al is ons hoe klein, al voel ons hoe swak, God kyk na ons met liefde. Wat beteken dit as iets so dit sou lees? To see the God who sees me. To see the God who sees me. Moet dit nie ons gebed wees nie, vriende? Here, wys vir my hoe lyk u. Wys vir my as u aan my dink, as u dink ek is oulik. Wys vir my hoe lyk u. Want ek dink ek doen net verkeerd. Ek is soos 'n stout seentjie wat as ek in die huis ingeroep word, dan weet ek daar's moeilikheid, want my ma roep my net as sy my wil pak gee. Dink ons so oor God ook. To see the God who sees me. Hoe sien hy jou en vir my as sy kind? As sy maaksel na sy beeld. Een van wie ons kan sê, hy laat ons nooit uit sy hand val nie. Psalm 8. Wat sê Psalm 8? Julle is na die beeld, of julle is net 'n bietjie minder as die engele in die hemel gemaak. Julle is kosbaar. Ek dink baie oor julle. Julle is vir my uniek. Derdens, hou gou nou vinnig 'n gedagte dat die lied nou gebruik is vir protes en dat dit uitsprake is oor oorlog en oor opstand. Die derde gedeelte in vers 51, daar staan profetiese woorde dat die hoogmoediges uitmekaar gejaag sal word, maghebbers van hulle trone afgeruk sal word. Dit was so in iemand se kraal wat wil sê, watch it.
Watch it. Maar God is die een wat kom en sê in hierdie derde punt, ek is in beheer. Maria, moenie bang wees nie. Ek is in beheer. God herstel mag. God gee aansien. God sorg dat niemand jou uit sy hand ruk nie. Vriende, God kan soveel meer doen as maar net om 'n tiener swanger te maak. Ek wil vir jou vra, as jy 'n lied moes kies om jou lewe te illustreer, watter lied sou dit wees? Hoe sou jou lied geklink het? Sou jy 'n loflied gebring het tot God? Een wat weet hoe lief God jou het, hoe genadig hy is vir jou. God het jou lief volmaak. Ek wil klaarmaak met hierdie gedig van Martha Apostelwaite. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Apostelwaite. Kom ons lees hom stadig. Do not try to save the whole world or do anything grandiose. Instead, create a clearing in the dense forest of your life. Dis by. Moenie groot goed probeer doen nie. Instead, create a clearing in the dense forest of your life and wait there patiently until the song that is your life falls into your own cupped hands and you recognize and greet it. Only then will you know how to give yourself. Dis vandag die laaste keer dat ek 'n erediens hier sou lei vir eers. En die interessante is, vriende, dat ek baie keer in my lewe my dood gehardloop het. Glo dit as jy wil. Jy hardloop van die een krisis na die volgende. As ek hierdie mooi gedig gelees het dalk voor die tyd, het ek dalk beter na myself gekyk. Want hierdie gedeelte sê vir my, God sal jou stuur. God gebruik ons in elk geval waar hy goed dink. Moenie jaag in jou bos heen en weer hardloop, op en af nie. Gaan sit in 'n oopte en wag dat die Here jou gebruik en jou stuur. Ek en jy is kosbaar, vriende. Moenie dink jy is maar sommer net op aarde nie. Jy is maar sommer net jy nie. Gaan sit in jou open space en wag dat die Here jou gebruik. Jy is te kosbaar om maar sommer net rond te hardloop in 'n donker bos, van die een boom na die ander, vasgevang in jou eie angs en ellende. Jy is kosbaar. God sien jouself in jou kleinheid raak. Ons het in die week wat verby is, het julle stil gestaan by die adventtyd wat sê ons leef in 'n tyd van vreugde. Vreugde, ons is afhanklik van dit wat gaan gebeur. Maar die laaste kers is die kers van liefde. Liefde. Die een oor wat ons baie keer so baie redeneer en wat ons baie keer oor wonder. Maar liefde is die taal waarin ons moet vou om te sê ons het God lief en hy het ons lief. Wil jy nie Bani vir my gou hierdie liefdeskers kom aansteek asseblief? Ek het nog gehoop ek 'n vakansie is vra wat laas al 4 kerse aangesteek het. O roker. Dankie Bani. Die atmosfeer waarin ons wag is 'n atmosfeer van liefde. Die oë waarmee God na my en jou kyk is liefde. Ek en jy het ook rede om saam met Maria die Here te loof en te prys. Hy stuur ons. Ons is vir hom kosbaar. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, baie baie dankie dat ons mag weet dat ons vir U kosbaar is.
Dankie vir Maria as 'n mooi voorbeeld. Dankie Here vir die feit dat sy kon weet dat U in beheer is. En dat dit nie maar net 'n vryval geleentheid is nie, maar dat U in beheer is ook van die lewe van die verlosser Jesus Christus. Ons bid nou dat U vir ons in hierdie week wat voorlê voor Kersdag, Here, laat ons in 'n gesindheid van liefde ook net hierdie wagtyd weer oordink en herdenk. Dat ons vir mekaar sal herinner aan U liefde vir ons en U liefde wat altyd genoeg is. Seën ons as ons vandag hier weggaan, hou U hand van bewaring oor ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.